Goeiemôre. En ja, die somer is hier, né? Dis lekker. Die nuwe jaar is hier. Ek dink jou jaar het ook al begin 'n bietjie spoed kry. So baie welkom. Ons gaan vandag kyk eintlik na Jesaja 42, maar ek gaan so 'n stukkie uit Matteus ook aanhaal. En dit gaan oor 'n epifanie, oor die Godverskyning. Hierdie keer gaan dit daaroor dat God in ons verskyn en dat Jesus God se heerlikheid vir ons kom wys. En daarom dink ons baie keer na oor sy doop en sy bevestiging. Hierdie keer uit Jesaja 42 is dit so 'n bietjie anders. Maar mag jy regtig die Here se seën beleef. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Gee eer aan die Here, kinders van God. Gee eer aan die Here, sien God se heerlikheid, erken God se krag. Die stem van die Here is oor die waters, die goddelike heerlikheid laat die waters dreun. Die Here is bo die magtige water, die troon van die Here is bo die vloed. Die Here is vir ewig koning. Die Here seën ons met sy vrede. En daarom wil ek ook vir jou sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Nou as jy jou Bybel naby het, wil ek jou nooi en sê, maak so 'n bietjie jou Bybel oop by Jesaja 42 en eintlik moet 'n mens hom sommer 'n paar keer lees, dat die gedeelte se impak kan vorm in jou lewe. Maar Jesaja 42 vers 1. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oorgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer. Hy wat aan al die mense op aarde asem gee, die lewe aan alles wat op aarde beweeg. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donker van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek aan geen gesneede beeld nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan, voor dit begin gebeur. Laat ek julle daarvan hoor. Ons lees dit daartoe saam uit die Here se woord. Wat 'n aangrypende gedeelte, né? Nou jou Kersseisoen is nou so 3 weekies verby. Maar Kersseisoen is verskriklik lekker. Sjoe, 'n mens vergeet net bietjie van al die eise en al die uitdagings en dit is wonderlik. Jy kan net bietjie ontspan en kuier en gesels. En dan 2 weke, 3 weke later, dan haal die werklikheid jou in met al sy eise, met al sy uitdagings, hard en duidelik kom druk hier op jou lewe en sê jy moet weer opstaan, dis 'n klomp goed wat jy moet doen. In die wêreld waar ons nou is hierdie druk natuurlik nou daar, die eise en die uitdagings hard en duidelik. Maar in hierdie wêreld sit ons met 'n volgende ding en dit is dat ons baie gestroop is van al ons sekerhede. Jo, hierdie wêreld verander vinnig. Kan ek nou sommer net so, dit wat in my gedagtes is vinnig sê, ons dink nog oor Rusland, Oekraïne, dan kom Israel en Palestina, en ja, daar is dit Amerika en Venezuela, en dan praat ek nou maar net van groot oorlogte, nie van al die ander klein oorlogies wat oral in die gang is, nie van die plaaslike politiek nie van gesondheid in 'n ou se lewe nie. Ja, alles is net eenvoudig. Ons word so gestroop van alles waaroor ons seker was. Alles was altyd so maklik en reg en nou is dit nie meer nie.
Ons as gemeente, as kerk, kan baie maklik in die versoeking van eksklusiwiteit val, dat ons sê, kom ons fokus op mekaar. Jy weet, ons al hierdie goed maak ons die mekaar nie, want dis nie vir ons nie. Kom ons fokus op mekaar. Kom ons mind your own business. Kom ons help mekaar, of soos een van ons sangers gesê het, kan ons nie maar almal geld maak en mekaar uitlos nie. En dan hardloop ou se gedagtes na die goeie ou dae, en dan wil 'n mens dink en sê, Jesus, maar toe was dit jong, toe ek jong was dit dan nou veel pragtig, alles was netjies agter mekaar. En hier kom Jesaja 42 en hy sê, in Israel se tyd toe, was dit 'n slegte en 'n ontstellende tyd. Alles was te mekaar. Niks het sin gemaak nie. Geestelik was hulle in 'n verskriklike diep gat. God het van hulle af weggetree. Emosioneel was hulle gebroken, want hulle land was stikkend en daar was van hulle land en mens en volk wees niks oor nie. Fisiek, natuurlik niks gehad. Alles afgebreek, niks. Dis 'n donker nag. Dan hoor hulle die Here se stem deur Jesaja. Ek stuur my knegt. Hy is my dienaar. Kyk net daarna vers 4. En hierdie nag donker, waar jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie, skyn daar 'n lig, en dan is die beeld wat hy gee, is nie iemand met 'n lampie nie. Dis iemand wat 'n lig is, God se dienaar, God se heerlikheid skyn net om hy. Dis dan wat 'n mens besef, as dit is hoe die dienaar lyk, dan is God, die Here, altyd teenwoordig. Jesaja sê dit ook, God is altyd teenwoordig, God is altyd saam met ons. God stuur sy dienaar as 'n instrument van lig en heerlikheid, met genesing in sy strale. Het jy gelees, wat gaan hierdie dienaar alles doen? Kyk net na sy taak, hy's 'n tussenganger, sê vers 6, tussen God en die volk. Hy kom na die volk toe en hy sê, God sê vir julle, maar hy gaan ook na God toe en sê, die volk vra vir u. Hy is God se lig en God se verlossing, nie vir sy volk nie, vir al die nasies. Hy maak dat jy met nuwe oë na die wêreld kyk. Dat jy besef, weet jy wat, hierdie wêreld gaan nie oor geld maak, lekker eet en doodgaan nie. Hierdie wêreld gaan oor God en om God te verheerlik. Dis mense word bevry, geestelik en fisiek bevry, genees, dat hulle kan juig en huppel en dans en lag, dat hulle voluit kan leef. Toe Jesus daai besetene van Gadara bevry het hy hom na sy mense toe teruggestuur en gesê, gaan leef nou voluit tussen jou mense, ek wil jou die lewe in oorvloed gee. Daar was 'n dienaar, destyds Jesaja 42 se tyd, en omdat hy die instrument is, omdat God se heerlikheid het hom skyn, en hy by Israel gekom het, en hy vir Israel gesê het, hier is God se lig, toe word Israel die dienaar, want hy begin loop in die lig van God, en toe Israel begin loop in die lig van God, word Israel die dienaar van God se lig, en laat hy God se lig weerskaats. Ek het nou sommer 'n klomp voorbeelde in my gedagtes, ek gaan net 2 noem. In die Ou Testament, want hy het daar met Jerigo, toe die verspieders, die spioene by Jerigo aankom, en toe sê hulle Jerigo vir hulle, ons is nie bang vir julle nie, ons is bang vir julle God, ons het van hom gehoor. Straal God se heerlikheid uit. Selfs in Handelinge, as iemand soos Gamaliel, as hy met die Sanhedrin en die kerk van destyds die leiers praat, dan sê hy vir hulle oor die disippels, sê hy, nog elke keer as ons 'n sekteleier doodgemaak het dit doodgeloop, ek sê vir julle, ek wonder, is hierdie nie van God af nie, want hierdie disippels van Jesus se lig raak net meer. Toe word Israel die dienaar wat God se lig dra. En in Matteus lees ons die mooiste, en ek wil vir jou sê, hoor gou 'n bietjie, dis Matteus 12 vers 15 tot 21, hoor dit net bietjie, as hy sê, toe Jesus dit hoor,
het daarvandaan weggegaan. Baie mense het saam met hom gegaan en hy het hulle almal gesond gemaak. Maar hulle belet om in die openbaar oor hom te praat. So het vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. Hier is my dienaar wat ek aangestel het. My geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie twis en nie skreeu nie en niemand sal sy stem op straat hoor nie. 'n riet wat geknak is sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat rook sal hy nie uithoof nie. Hy sal die wil van God laat seevier en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Matteus sê, dis Jesus. Hy dienaar van Jesaja 42, dis Jesus, jy kan sien dis Jesus. Jesus het aarde toe gekom. Hier in Epifanie, God het verskyn. Jesus dra nie 'n liggie, 'n lampie wat God se lig is nie. Jesus is God se lig. Wie my sien, sien die Vader, sê hy op 'n punt vir Filippus. En dan word Jesus die tussenganger. Jesus is die een wat kom na aarde toe en sê, ek kom van God af en ek sê julle wat is die wil van God. Ek maak dit vir julle bekend. Maar hoeveel keer hoor ons ook nie dat hy bid en dat hy ook sê, Vader, maar ek dra ook hulle aan u op. Namens die mense na God toe. En dan leer hy hulle 'n nuwe konteks. Hy leer hulle na hierdie aarde op 'n ander manier kyk. As hy God se lig is wat skyn in hierdie donker wêreld, dan sê hy vir hulle, kyk, ek is gehoorsaam aan God en ek doen God se wil volledig en ek wil julle leer, loop saam met my en gehoorsaam ook God. Daarom het Jesus die wêreld vol geloop en sy voete het eelte geword, harde voete gekry vir die evangelie en 'n sagte hart vir mense wat in nood en seer is. Harde voete, sagte hart. En hy leer kyk dat die disippels deur nuwe oë na mense kyk. Nou sien die disippels waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor geld. Dat ons moet geld bymekaar maak en lekker eet en doodgaan nie. Dit gaan oor God en sy heerlikheid en dat ons voluit kan leef in sy teenwoordigheid. Daarom kom bevry Jesus ook gevangenes, hulle wat geestelik vasgevang is, bevry hy. Hulle wat siek is, maak hy gesond en hy sê, ek bring vir julle verlossing. Hy verlos ons en laat ons vry loop op hierdie aarde, dat ons voluit kan leef. En soos Paulus gesê het, moet dit nie gebruik om verkeerd te doen nie, maar julle is vry om goed te doen. Hy bring God se lig en hy leer ons wat gehoorsaamheid is, want omdat hy die lig is en ons saam met hom leef, weerspieël ons die heerlikheid van die Here as kerk. En omdat Jesus gehoorsaam is en ons saam met hom stap, raak ons ook al meer gehoorsaam en kry ons ook eelte op ons voete, soos wat ons loop en die evangelie verkondig. En soos wat Jesus altyd 'n sagtheid gehad het vir mense in nood, gee hy ook 'n sagte hart in ons binneste om uit te reik na mense toe. Hy gee homself as 'n losprys. Hy kom dien ons en verlos ons. En God se geregtigheid word herstel. Vir alle mense. Vir alle mense. Ek het net nou al gesê, die versoeking is dat ons minding our own business, dat ons eksklusief net na onsself kyk. Maar God se lig is nie hier vir onsself nie. God se lig is om te sê, gaan en gaan verkondig. Gaan straal God se heerlikheid uit. Soos wat Jesus vir almal gekom het, is ons getuienis ook daar. Vir almal. En so, omdat ek en jy as Christene saam met Jesus in Jesus se lig loop, begin God se lig op ons skyn en weerkaats ons God se lig en word ons die dienaar van God. En daarom is dit so belangrik dat ons as dienaar van God gehoorsaam sal wees en saam met hom sal stap en sy lig sal uitkaats in hierdie wêreld. Want God die Heilige Gees kom woon in ons en sy heerlikheid straal uit ons. Ek wil op hierdie punt vir jou regtig sê, jy moet baie seker wees dat Jesus jou gered het. Jy moet besef dat hy God se dienaar is wat gekom het om jou te verlos. En as jy al in jou lewe gesê het, ja Here, jy het in sy lig kom staan,
dan moet jy ook seker wees van sy lig wat op jou skyn. Want weet jy wat? Dan kan jy ook seker wees van sy lig wat van jou af weerkaats na ander toe. En dan word die dienaar se opdrag ook my en jou se opdrag. Wees tussenganger tussen God en mens. Die manier waarop ons lande regeer, waarop ons met die natuur omgaan, waarop ons vir mense vertel ons van God se wil. Maar dan in die oggend en in die aand, as ons op ons knieë sak, dan dra ons ook weer mense aan God op. Ons is die lig van God in hierdie wêreld. Daarom kyk ons met nuwe oë na die wêreld, en dit gaan nie meer vir ons oor geld maak en lekker eet en doodgaan nie. Maar dit gaan oor, laat die koninkryk kom, en u wil geskied, en u naam geheilig word. En dan bevry God ons, en kan ons as vrye dienaars mense bedien, en ook vir hulle vryheid, God se vryheid aanbied. Jy sien, dan kry jy ou eelde onder jou voet, soos wat jy hardloop, om jy evangelie te vertel, maar dan kry jy 'n sagte hart met deernis en compassion en passie vir iemand anders, om 'n instrument van liefde te wees, wat by mense soos Paulus sê, ek pleit by julle in die naam van Jesus Christus, neem hom aan. Ek wil afsluit, so met ons harde voete en sagte harte, kry ons 'n roeping en 'n waarskuwing. Jy moet asseblief seker wees van jou redding. Want jou redding gaan veroorsaak dat God vir jou genesing gee en dat jy 'n volle lewe kan hê. En jy moet asseblief seker wees van jou roeping. Want dan kry jy harde voete en 'n sagte hart, sodat jy kan uitreik in deel van die kerk van Jesus Christus by mense pleit om te sê, God het gekom om genesing vir julle aan te bied. Kom ons bid saam. Here, en nou sak ons voor u op ons knieë neer, en ons bid, Here, laat u koninkryk kom en u wil geskied. Here, wil u vir ons genees, elkeen van ons wat na u woord luister. Skenk 'n rein hart in ons, laat u lig ons genees, en dat ons met vryheid en vreugde en genesing kan hardloop in hierdie wêreld. Maar gee ons dan harde voete om te hardloop en tydig en ontydig die evangelie te verkondig, die evangelie van liefde. Here, gee ons ook 'n sagte hart, wat uitreik na ander toe, wat nog nie vir u ken nie, sodat ons by hulle sal pleit en sal smeek, sodat hulle ook in u lig kan inkom, en by u genesing en 'n nuwe lewe kan ontvang. Here, dankie vir u woord, dankie Here Jesus vir wat u vir ons kom doen het. Ons prys u. Amen. As jy vir die Here 'n dankoffer wil gee, is jy baie welkom. Jy weet al hoe om dit elektronies te doen. Maar weet jy, die erediens sluit nie hier af. Die erediens is eintlik kry net fase 2. As God vir ons seën en hy sê, en nou stap ek saam met jou uit. Daai harde voete en sagte hart moet nou gaan plek vind daar buite. Maar jy gaan nie alleen nie, ek is saam met jou. God seën ons, sy kinders en erfgename in liefde. Christus ons broer se genade vloei deur ons. Die Gees heilig ons om hoe langer hoe meer God se beeld te vertoon. Amen.